Goeiedag. Paulus skryf aan die Romeine in Romeine 12 vers 1. En nou doen ek 'n beroep op julle, broers, op grond van die groot ontferming van God. Gee julleself aan God as lewende en heilige offers, wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Francis Ridley Havergal, wat van 1836 tot 1879 geleef het, was uitsonderlik begaafd. Op die ouderdom van 4 kon sy reeds lees en skryf. Sy het haar eerste bundelgedigte op die ouderdom van 7 jaar geskryf. Sy was vlot in Latyn, Grieks, Hebreeus, Wallis en Frans. Sy was dol oor ski in die Switserse Alpe, 'n ongewone ontspanningsaktiwiteit in die 19e eeu. Sy was 'n begaafde musikus. Sy was 'n geliefde skrywer en mense het haar boeke wyd gelees. Sy was die eerste vrou voor die 20ste eeu van wie se boeke daar meer as 1 miljoen eksemplare gedruk is. Sy het ook baie Christelike liedere geskryf wat steeds deur Christene reg oor die wêreld gesing word. Een van Havergal se mees bekende liedere is Neem my lewe, laat dit Heer. Ten spyte van al haar talente en opvoeding het Francis Havergal 'n kinderlike geloof gehad en het sy volkome op haar Here vertrou. Dit blyk duidelik uit die volgende reël. Neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Laat my hart gedurig juig en van dankbaarheid getuig. In een van die strofes is daar 'n reël: neem my goud en silwer, Heer, niks noem ek my eie meer. In 1878, 4 jaar nadat sy die lied geskryf het, skryf sy aan 'n vriend: Die Here het vir my gewys hoe om nog 'n treetjie in my geloofslewe te gee. En natuurlik aanvaar ek dit met groot vreugde. Neem my goud en silwer, Heer, beteken nou dat ek al my ornamente pak vir die kerksendinghuis, waar hulle van alles vir my ontslae sal raak. Dit sluit 'n juwelekabinet wat geskik is vir 'n grafin in. Ek dink nie ek het al ooit goed met soveel vreugde gepak nie. Francis het verstaan wat Paulus bedoel het in sy brief aan die Romeine, wanneer hy na die wesenlike van die godsdienst verwys. Elke aspek van ons lewens moet deel uitmaak van die offers wat ons God gee, van ons aanbidding. Dit maak die godsdienst wat ons beoefen sinvol. Aanbidding is nie net gebed of liedere wat ons Sondag in die kerk sing nie. Elke deel van ons lewens moet deel van ons aanbidding wees. Aanbidding is om God te verheerlik deur alles wat ons doen, dink of sê. Ons moet hom aanbid vandat ons wakker word, totdat ons weer aan die slaap raak. Slegs deur onsself volkome aan God oor te gee, kan ons hom waarlik aanbid en ons doel en taak hier op aarde vervul. Hoe gaan jy hom vandag aanbid? Kom ons bid saam. Here Jesus, neem alles wat ek is en help my om U te loof en prys. Neem elke deel van my lewe, want net U is waardig om te prys. U gee aan my lewe. Help my om U deur my lewe te verheerlik. Amen.